Goeiemôre, baie welkom by dag 5. Ek het lanklaas 'n Spaanse dorp so besig gesien 8:00 op 'n maandagoggend. Ek het heerlik gerus op Tenayou. Onthou dat sedert Alfonso die 9de was hierdie 'n verpligte stop vir pelgrims op die Camino Primitivo. So jy moet hier langskom. En jy gaan lekker rus hier. So dit was 'n oulike dorp, ek het dit geniet. Vandag tussen 20 en 25 kilometer tot op Colinas de Arriba. Ek is nie heeltemal seker nie, omdat die plekkie tussen twee ander plekke sit en ek nie heeltemal seker presies hoe ver dit is nie. Maar vanaand slaap ek reeds aan die voet van die hospitalisroete. Dit lyk na reën, maar die weervoorspelling sê dit gaan nie toegetrek wees vandag. Ek begin vanoggend met 'n styl klim uit die dorp uit, maar daarna het die res van die dag het matige op en affe. Daar is 'n interessante afdraai vanoggend wat ek graag gaan neem, want dit is die enes van 'n ou klooster wat ek graag wil sien. Maar terwyl ek my pile soek, vamos, hier kom die kenwysie. Hierdie was nou vir my 'n baie interessante dorp uit alles. Hy het 'n skryfbehoefte winkel, 'n aparte winkel vir kantoorbenodigdhede. Hy het nog 'n reisagentskap. Hy het 'n ysterware winkel. Hy het 'n klomp vreemderige spesialiswinkeltjies. Hy het ook 'n teater. Maar alles toe. En natuurlik die bult vat jou uit die dorp uit. Môre Luna. Camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Die ouder warehouse niet kom vandag vroeg, want daar het laasnag iets met my gebeur wat op 6 ander Caminos nog nooit met my gebeur het nie. Ek is deur iets gebyt en ek het 'n stink vermoede dat ek deur 'n bedpak gebyt is laasnag. So, hier kom die ouder warehouse niet. En vandag se ouder warehouse niet bedpaks. Ek moet nou sê, ek dink daar's meer bedpaks in die deftige hotelle in Londen en Parys as wat daar op die Camino is. Ek het in 6 Caminos het ek nog nooit bedpaks gehad nie, maar touch wood. Ouder Warehouse het 'n lekker produk wat vir jou kan help om te keer dat die weerlyse jou lastig val. Kom ek gaan wys vir jou. Die lekker van hierdie produk is dat jy dit eintlik nie eens hoef saam te dra nie. Jy spuit jou rugsak en alles daarin 'n week voordat jy gaan. Dan jy moet in elk geval 'n week voor die tyd pak, net sodat jy nie oorpak nie. Dan spuit jy alles wat jy het hiermee en dan gaan die weerlyse jou nie lastig val nie. Jy kan dit wel saamvat, want as jy op 'n plek loop waar daar baie muggies of muskiete is, dan gaan hierdie selfde produk vir jou ook help. Goed, so wat is die regte prosedure nou? Hier is nou 'n baie goeie geval van maak soos ek sê en moenie maak soos ek maak nie, want die regte prosedure was nou dat ek vanoggend na 'n wassery moes gegaan het en al my goeders moes gewas het. Maar die wasserye maak eers vanoggend 10:00 oop. So as ek 10:00 eers begin wasgoed was en wasgoed droog maak, dan beteken dit ek gaan nie my skof betyds klaar kry vandag nie. So ek het besluit omdat ek my sak behandel het voor ek gekom het, het ek die klere wat ek laasnag aangehad het in 2 verskillende plastiek sakke toegemaak. Ekskuus as ek hyg, ek gaan my 'n wolkie op. In 2 plastiek sakke toegemaak.
Dit sal ek vanaand was in 'n masjien saam met my stapklere vir die dag en dan sal ek hoop vir die beste. Ek het 'n antihistamiin salf wat ek aangesmeer het aan die bytplekke en ek het 'n antihistamienpil gedrink. So ek hoop vir die beste, maar eintlik moes ek nou al my goeders gewas het. Buenos dias. Largo es el camino, más corto parece. Kan nie vir julle sê hoe lekker is hierdie oggendstappe nie. Dis die wonderlikste sagte stap onder sulke boomtonnels deur. Fantasties. Kyk hier het valbonde ekstra pyle gaan teken. Maar die korrekte pad is in hierdie rigting wat daai pyl aanwys. Hoe weet ek dit? Daar is 'n app. So die app wys vir jou presies hoe jy moet stap. Dit is Camino Ninja. So ek stap volgens dit wat Camino Ninja vir my sê, dan weet ek stap korrek. Die agter my is ek nou verby 'n kappel. En die man het nou net vir die vrou wat op die klip sit, na 3,5 kilometer van die dag gesê, Candice, you don't have to do this for me. So hier staan die lesie. Jy bring net jou wederhelfte saam met jou op die Camino as daai persoon regtig ook die Camino wil stap. As net jy die Camino wil stap, het die vrymoedigheid om alleen te kom of join 'n groep soos Netwerk 24 se toere, maar hierdie is nie die tipe van trip wat jy saam met iemand doen net omdat jy getroud is nie. Ek dink vir iemand wat dit nie regtig wil doen nie, moet dit jaal wees, want dit is die oefening hieraan is nogals intens. Moenie ek lyk dalk sag en onfiks, maar hier gaan baie voorbereiding in en vir die meeste mense gaan 'n Camino met baie ongemak gepaard. So net as jy regtig wil. It was good. The windmill. So what happened when we stopped? I said, "Hey Ken, are you Philip Craig? Can we take your picture?" Goed, so is waar die ompad begin na die klooster van Ubona. Ek wil dit sien, so ek gee nie om 'n ekstra kilometer te stap vandag om dit te sien nie. Ek hoop dat hier ander mense aanstap, want ek wil graag vir Gogga ook in die lug opstuur, dat ons ook kan sien hoe lyk dit van bo af, maar laat ek nou nie beloftes maak waarby ek nie kan uitkom nie. So daar waar ek nou links gedraai het, moes ek aangegaan het vir die bloody klooster. Sal ek nou terugdraai? Ek wou dit nou so graag gesien het. Laat ek eers kyk hoe ver is dit. Toe ek nou omdraai en ek sien hoe stil was die bult waarby ek afgekom het, het ek nou maar daarteen besluit om terug te draai. Ek het in elk geval sulke voetrigting dat ek bang is dat ek nou die bult weer uitklim en dan kry ek in elk geval nie die klooster nie, maar ek het met soveel selfvertroue links gedraai, want ek tog dit is die rigting waar die klooster is, maar die mans lag nou vir my, hulle sê, hulle sien ek draai links en hulle wonder nog of hulle iets moet sê, maar toe dink hulle nee, wat sy het nou seker nie lus om die klooster te sien nie, maar nou sal ek maar net hierdie Camino weer moet stap. Dit is nou maar hoe dit is. Ek het nou vir 'n paar kilometer gestap saam met die vrou hier agter my. Haar naam is Patricia. Sy is van Argentinië. Nee, ek het vir haar niks gevra oor die rugby nie. Patricia woon in Patagonië en sy stap net die bergroete, sy stap nie die plat Caminos nie.
Ek het na dieselfde ouens raak geloop as net nou. Hulle sê hier was hier 'n afdraai waar ek nou met 'n loop kan terugkom by Obonna. So ek gaan nou kyk of ek dit kan doen. Hou duim vas. Maar kyk hoe mooi is hierdie pad. Goed, so hier is 'n uitstekende voorbeeld. Google weet nie van hierdie pad nie. Google stuur vir jou terug na Obonna toe. Okay, goed, so dieselfde ouens wat ek net nou gesien het. Het vir my nou gesê as ek terugkom na hierdie vurk toe en ek draai in hierdie rigting, dan gaan ek wel by Obonna uitkom weer. Maar die pyle wys nie hiernatoe nie en Google ken nie hierdie pad nie, maar ek het nou 'n ander groep se toerleier het vir my gesê dit is so. Ek kan aanhou met hierdie so omtrent 'n halfuur het hy gesê. En dan gaan ek op die ou en weer uitkom by die Campeayo pad. So ek sit nie noemenswaardig kilometers by my dag nie. Dit is musiek in my ore, maar as ek nou 'n kilootjie of 2 moes bygesit het, sal ek dit nou ook bereid gewees het om te doen. Ag, ek hoef seker nie die klooster te sien nie, maar ek wil nou die klooster sien. Ek is nou hier, so ek wil nou die klooster sien. Hier is dit. Wow. Yes, ek is nou bly. Ek is so bly ek het hierdie nou gesien. Wow. Okay, julle, so as jy nou daar afgekom het, die Camino gaan nou hier regs, maar as jy in hierdie rigting stap, dan kom jy weer by Obonna uit, dan sit omtrent 'n kilometer van hier. So verskoon my, laat ek gou net 'n taallesie vir julle gee. So die volgende 2 nagte slaap ek op 'n gehug. Dis hoekom ek bang is dat ek die video's kan wegkry nie. Dan in Afrikaans kry jy 'n stad wat 'n city is, en dan kry jy 'n dorp wat 'n town is. Dan kry jy 'n nedersetting wat 'n settlement is. En dan kleiner as 'n nedersetting is 'n hamlet wat in Afrikaanse gehug is. So ek beledig nie die plekke waar ek slaap deur dit 'n gehug te noem nie. Dit sê maar net dat dit 'n klossie huise is en dat daar niks ander infrastruktuur by die huise gewoonlik is nie. So daar's nie winkels, poskantore, daar's niks anders behalwe die so 'n handvol huise nie. So ek slaap nou vir 2 nagte op so 'n plek. En ek weet nie of daar internet is nie. Hoe hou julle van my hoed? Hy pas by my hemp. So Google sê ek is 10 km van my verblyf af vandag, maar oor 2.2 km is daar 'n plek wat koffie verkoop. Het is een moeilijke dag, dus het is een mooie dag. Ek is bly ek het teruggedraai vir daai Obonna. Ek is nou net so bietjie agter. Ek weet agter wat? Agter wie? Wat jaag my? Okay, so hier is nou die dorpie Boris. As jy nie die hospitaalsroete wil stap nie, no problem. Dan slaap jy vanaand op Pollo de Allende, daar's 'n klomp opsies. Daar's 'n hotel met, ek dink 40 kamers en dan is daar minstens 3 herberge, so daar's baie verblyf.
As jy die hospitaalsroete wil slaap, is my raad dat jy so naby as moontlik aan die roete bly. Dit beteken of Campeayo het 3 herberge, of Borres is nog 5 km nader, of dan nog nader gaan wees San Blismo, ek gaan vir jou wys as ek daar kom, en dan Colinas de Arribas heel naaste, dis die een waar ek gaan slaap. So, hierdie is jou opsies vir my familie. So hier is nou waar die pad split. Daar is baie vriendelike vrou van Engeland. Ek kry hulle elke nou en dan. Hulle sê hulle slaap in Polla en hulle gaan môre oor Polla slaap. Hulle gaan oor Polla stap, hulle gaan nie hospitaal stap nie. So kom ek wys gou vir julle hierso op 'n kaart nou. Kan julle, ek weet nou nie of julle kan sien nie. So ons is hierso. Kan julle sien ek het my nuwe stokpunt opgesit. So ons is hierso. Hierso is die hospitaalsroete, hierso is die Polla pad. Maar ek gaan nou begin op die Polla pad want ek slaap hierso. En dan môre is hier 'n kort pad terug na hospitaalies toe. Ek gaan seker nie so nie, ek gaan seker so terug na hospitaalies toe en dan stap ek die hospitaalies. Hierdie vrou het dieselfde probleem as ek gehad. Hulle kon ook nie verblyf gekry het op Berdocedo nie. En so hulle het vir hulle 2 nagte bespreek in Polla. En dan ry hulle nou môre, so hulle stap nou môre tot op Berdocedo en dan bring die taxi vir hulle terug Polla toe. En dan die volgende oggend dan vat die taxi vir hulle weer van Polla af Berdocedo toe en dan stap hulle verder. Ek moes nou eintlik ook daaraan gedink het, maar ek het nou nie daaraan gedink nie. Dit sou nou eintlik ook 'n oplossing gewees het, maar goed. In for a penny, in for a pound, die is ek nou. Ek gaan nie jokkie, hierdie laaste 5 het my amper geknak. Maar kyk, hierso is my herberg en kyk hierso is waar ek môre weer die roete terug kry hospitaalies toe. So dis van hier af nou 21 tot op Berdocedo, maar onthou, dis nou 'n moeilike 21, né? En ek kon nie slaapplek kry Berdocedo nie, so ek moet daarna nog 4.7 dink ek bystap. Maar die 4.7 daarna is maklik. Dit is die 21 wat die uitdagingkie gaan wees. Ek het nou so vinnig moontlik gestort want die vrou wat hier werk het gesê sy sal my wasgoed vir my doen. Ek gaan net betaal daarvoor, maar sy vra toe nog of ek gaan ophang op die draad. Nee, sê ek. Tuimeldroer vandag nou maar. Maar die Fransman wat voor my ingecheck het, baie netjiese man, sit met dieselfde bytmerke as ek. Ek raai, ons het in dieselfde hotel geslaap. Het was 'n goeie hotel, ek wil nie skin nou oor die hotel nie, maar ons het nou nogal 'n probleempie en die vrou agter die ontvangstoonbank was toe nou nie vanoggend simpatiek toe ek dit onder haar oë bring nie, onder haar bewus maak daarvan nie. So hulle het 'n wasgediens, so die herberg bied 'n wasgediens en daar was 2 Duitse meisies wat nou net daar in die ontvangslokale hulle klere uitgetrek het om dit in die wasgoedsak te sit en ander klere aangetrek het, maar geen skaamte nie. Dis ook, ek weet ek gaan 'n bietjie sukkel in die gedeelde kamers, maar ek is nou hier, ek gaan deurdruk en vasbyt. Vandag was nog 'n ongelooflike dag. Ek stap so lekker. Dit is sulke mooi gebiede waar jy stap. Hierdie plek waar ek vanaand slaap is absoluut perfek.
Die vrou het gesê hulle bied aandete, jy kan aandete by hulle saam met hulle eet. Hier is 'n tafel, 'n gemeenskaplike tafel waar ons almal gaan sit. Maar sê sy, die aandete is rys en groente. Dit is wat jy kry en jou keuses is vat dit of los dit. Môre is die groot dag. Ek hoop julle dink aan my, maar ek is reg en ek sien uit. Die bytplekke juk nog 'n bietjie, maar ek smeer salfies aan en ek drink my antihistamienpille. Dankie ouer Warehouse, julle temp is op die oomblik in die was. Maar ek sê vir julle goeie nag, ek sien vir julle weer môre. Peruviana, venezolana. ¡Qué rico! Venezolana. Ma lei voleva fermarsi.